Ek kom van die Heidgouwe trap. Ja. Dit is my trap waar ek behoort. Daar is verskillende beginsels in die ou tyd van ons ou mense wat niks gehad het nie. Toe het hulle begin, hierdie is die tweede opsie van die nummer tradisie. Die eerste ken ek ook hoe om dit te maak. Maar soos die mense ontwikkel, kom daar moes nuwe idees op. Dis daardeur wat ons tot hierdie hut gekom het om dit te behou vir die tradisionele kultuur van ons. Hierdie hut se maak is bietjie moeilik, omdat dit agter verskillende fases moet die hut klaar gemaak word of die mate gewerk word. Ja. Tot laat hulle oor die hut omgesit word. Gespan word. Jy begin dit in die rivier. Die riet is in die riviere. As die rivier dreineer, dan agter daarna moet jy dophou. Of die nuwe riete uitgekom het, want die sat word moes gestrooi in die rivier, van die volgende plek af waar hulle gewortel het, gaan dit moes nou vorentoe in die rivier. Nou as die reën kom en as die reën verby is en as die rivier dreineer, daarna kyk jy na 'n maand hoeveel van die nuwe riete het uitgekom en daarna moet jy nog ophou die tweede maand. As die blommetjie uitkom op die rietboom, dan die tyd is hy ryp genoeg om uitgehaal te word uit die grond uit, om dit te bewerk, totdat dit gaan later die mate word wat jy nou gaan oortrek. En dan nou die boom wat gebruik word om die raamwerk te doen? Dit is nou van die arrowboom. Ek weet nou hoe sal ek sê van die arrowboom, maar dit kom van die arrowboom, vat ons daar die houde, omdat die arrowboom die sterkste boom is om die huis, om langdurig. Nee, enige boom nie, maar jy vat dit van die arrowboom en dan buig jy dit reg rond, totdat jy dit vir die huis voorberei vir haar in 'n ronde vorm. Ja. Jy spalt dit eintlik in 'n ronde vorm. Ja. Nou ek verstaan die riete kan nie te droog wees nie. Die riete, jy vat hulle mos nat uit die grond uit. Ja. En dan maak jy mos die eerste proses. En as jy eerste proses klaar gemaak het, dan is hulle nog nat. Ja. Dan verdeel jy dit mos in verskillende groottes. Klein, groter, grootste. Ja. So deel jy mos in. Want die riete, die mate waarmee jy die huis oordek, het ook verskillende name. Ja. So dan vat jy kleines by mekaar, groteriges en grootstes by mekaar. En daaruit maak jy nou by mekaar om die matse mate uit te werk. Yes. Dit moet so dik genoeg wees om die lengte van die mat wat jy mat uit te werk.